Goeiemôre en welkom by Woensdag se oordeenking. Ons is hier in die middel van die week. Ek hoop jou week is ver baie lekker en dat jy werklik in hierdie week besef dat God moet 'n eerste plek in jou lewe hê. Wat as ek vandag vir jou sê God is 'n jaloerse God? Wat gebeur binne jou as ek dit sê? Want baie mense hou nie van die idee dat God jaloers is nie. Want dit klink negatief, amper soos 'n swakheid. Want as ons aan jaloesie dink, dan dink ons aan wat? Ons dink aan onsekerheid, ons dink aan besitlikheid, ons dink aan toksiese verhoudings baie keer. Maar die Bybel praat anders oor God se jaloesie. Lees saam met my, Eksodus 34 vers 14. Julle mag geen ander God behalwe die Here aanbid nie. Hy is 'n God wat volle getrouheid vereis. Nou hierdie is nie 'n klein beskrywing in detail oor God nie. Dit is deel van wie hy is. En God se jaloesie vir ons as die mens is nie soos ons nie. Want menslike jaloesie is gebroken. Dit kom uit onsekerheid uit, dit kom uit vergelyking uit, maar God is volmaak, hy is volledig, hy ontbreek niks nie. So sy jaloesie kom nie van daai plek waar ons jaloesie vandaan kom nie, omdat hy soewerein is. Dit kom ook omdat hy ons liefhet. God se jaloesie is beskermend. Dink daaraan soos 'n gesonde huwelik. As 'n man of 'n vrou sê, dit pla my nie as jy met iemand anders verbind is nie, is dit nie liefde nie. Dit is onverskilligheid, dit is 'n klomp dinge, want ware liefde sê, ek wil jou hê volledig, ek deel jou nie met iemand anders nie, en dis presies hoe God oor ons voel. God weet wat gebeur wanneer hy nie eerste is nie. En God se jaloesie is nie om jou te beheer nie, dit is om jou te beskerm, want hy weet, wanneer jy iets anders eerste maak, gaan dit jou begin vorm, en uiteindelik gaan dit jou breek. So ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy jou identiteit in mense begin soek, gaan jy gebreek word, wanneer hulle jou teleurstel. Jammer om het vandag te moet sê om jou bubbel te bars, wanneer jy jou sekuriteit in geld sit, gaan vrees jou beheer, wanneer dit onseker raak. Wanneer jy jou waarde in prestasie sit, gaan jy baie vinnig leeg voel, maak nie saak hoe goed jy doen nie. So ja, God is 'n jaloerse God, nie omdat hy iets van jou wil vat nie, maar omdat hy weet, niks anders kan jou dra soos hy nie. So familie, God se jaloesie is nie vandag 'n rooi vlag nie. Dit is 'n bewys van sy liefde. Hy wil nie deel wees van 'n bietjie van jou nie. Hy soek alles. Want hy weet, die oomblik wat hy tweede is, begin iets anders jou stadig vernietig. En dis nie sy hart vir jou nie. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat u so oor ons voel. Dankie dat u ons so lief het, dat u nie wil hê iets anders met 'n tweede plek in ons lewe het nie. En vanoggend kom bid ek, Here, net vir die van ons wat nog sukkel met oorgee, nog sukkel met vertroue, sukkel om die eerste te maak, probeer maar val, bid ek dat u vandag sal kom ontmoet op baie plek, ons sal optel, en ons sal dra, in Jesus naam, amen. Mag jy 'n wonderlike dag beleef in Jesus naam, amen.